Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons gesels die laaste 2 weke oor intimiteit met Jesus, om God en Jesus te ken, intiem, persoonlik en vir jouself. Ek kan nie intiem wees met God vir jou nie. Ek kan nie Jesus ken vir jou nie. Ek kan jou vertel van hulle en ek kan jou na skrifte toe vat om jou te leer van God se karakter en hoe Jesus lyk, maar ek kan nie hulle vir jou ken nie. Ek kan hulle nie vir jou ervaar nie. Net jy kan. En daarom is dit krities belangrik dat jy tyd saam met God in gesprek en in sy woord sal spandeer. Nie om 'n boksie van jou gewete af te tik nie, maar om hom te leer ken. Daarom is tyd en gebed so kardinaal. Nie sodat jy vir hom jou lysie van behoeftes kan bring nie, maar sodat julle kan gesels. Nie net jy wat 'n wishlist aframmel nie, maar jy en Jesus wat 'n gesprek voer. Jy en hy, waar jy hom geleentheid gee om terug te praat. Waar hy geleentheid kry om nie net jou vrae te antwoord nie, maar waar jy hom ook geleentheid gee om vrae te vra. En jy's verkeerd as jy dink hierdie tipe van gesprekke met God, wat gees is nie moontlik nie. Of dis dalk net vir 'n paar uitgesoekte heilige wit broodjies. Niks kan verder van die waarheid af wees nie. As God dit met my kan doen, kan en wil hy dit verseker ook vir jou doen. Hy is nie 'n aannemer van die persoon nie. Wat beteken dit? Om hom te ken is nie vir 'n paar uitgesoekte mense nie, dis vir almal. Hebreërs 8 vers 11 beloof hy, en hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here nie, want almal sal my ken, klein en groot onder hulle. Hierdie is deel van die nuwe verbond waarin Jesus ons ingekoop het. Hierdie belofte is vir ons waargemaak deur sy bloed. En hier staan, ons almal kan hom ken, klein en groot. En ek dink nie hy verwys hier spesifiek net na ouderdom wanneer hy sê klein en groot nie. Ek dink dit kan verwys na klein en groot in geloof, of selfs klein en groot in kennis van hom, of begrip van die evangelie, of selfs klein en groot in finansiële status, of kerkstatus, of sosiale status. Dit maak nie saak wie jy is nie, klein of groot, jy kan God ken. Intiem, persoonlik en vir jouself. Hy het reeds gewys dat hy toegewyd is hieraan deur dit in die nuwe verbond neer te pen en daarvoor te betaal met sy kosbare bloed. Die belofte staan vas en die uitnodiging is gemaak. Hoe gaan jy reageer? Ek wil jou ten sterkste aanraai om ja te sê. Sê eenvoudig net ja. Maak tyd vir jou en God alleen en wees met hom totaal en al eerlik en kwesbaar en sê iets soos, hier is ek, Abba, ek wil u leer ken. Ek's nie hier omdat ek moet nie, maar omdat ek wil. Ek wil u ken vir myself. Ek wil u hoor vir myself. Nie net wat ek gehoor het wat ander van u sê nie, maar ek wil u ken vir myself. En jy kan hierdie gesprek voer soos jy wil. Jy hoef glad nie hierdie woorde van my te gebruik nie. Dis nie 'n resep nie. Dis nie 'n formule van 2 van hierdie en 3 van daai en roer hom stadig en voilà. Daar het jy jou intimiteit met God nie. As jy dit doen, gaan jy hom nooit leer ken soos hy graag geken wil wees nie. Jy gaan die punt totaal en al mis. Wees net opreg, kwesbaar en 100% eerlik en gee hom die beste van jou tyd. Jy sal verstom wees oor hoe amazing hy is. Here Jesus, dankie dat u intiem met ons wil wees. Dankie dat u vir ons elkeen op u eie persoonlike, unieke manier u self aan ons wil wys. Dat ons u kan leer ken vir onsself. Dat ons u kan hoor. Dat u nie net ons vrae wil antwoord nie, maar dat u ons ook wil vra wat ons u weer kan antwoord. Dat u vir ons dinge in ons hart wil wys en dat u vir ons dinge in u hart wil wys. Maak ons sensitief en kwesbaar vir u woord en vir u stem en vir u liefde. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Shalom.